Here, so baie dankie dat ons hier in Erfdeel vanoggend die geleentheid gehad het om en nog steeds het om op heilige grond te staan, Here. Dankie dat U in ons midde teenwoordig is. Standing in our midst. En ons eer U daarvoor, Here. Dankie dat U teenwoordigheid tasbaar is. En my gebed is, Here, dat ons nie nou net van U sal vergeet en sal dink ons moet luister vir 'n preek nie, maar Here, help ons om te weet dat U Gees beweeg in ons midde, Here. Maak ons harte oop, maak ons ore oop om vandag te hoor wat U vir ons wil sê. Ek verklaar, Here, ek het U nodig, en ek verklaar ek kan en wil nie hierdie sonder U doen nie. Daarom bid ek, Heilige Gees, wees U die een wat praat. En help my om ook te luister. In Jesus se naam. Amen. En nou is julle bly ons het nie die seën uitgespreek nie, nê. Maar ek wil sê met die boodskap vanoggend, proceed with caution. En ek wil hê jy moet 'n oomblik gou net jou hand op jou bors sit. Jy hoef niks anders te doen nie, sit net jou hand op jou bors. Sê net vir jouself, die Here praat vandag met my. Die Here praat vandag met my. Vriende, en nou kan jy nie uitstap en dink dat die Here met iemand anders gepraat het nie. Die Here praat vandag met jou. Mag jy die Here se teenwoordigheid en sy nabyheid beleef en mag jy regtig hoor wat dit is wat die Here ook wil sê. Ons tema vanoggend, hoe om in die laaste dae te leef. Hoe om in die laaste dae te leef. Ek wil graag 'n aanhaling van 'n persoon met jou deel. Die persoon het gesê, die laaste dae is hier. Kyk baie versigtig na die tye en soek hom wat bo alle tyd ewig en onsigbaar is. Die laaste dae is hier. Klink of iemand nogal onlangs dit gesê het. Stem julle saam? Hierdie aanhaling kom uit die jaar 110 na Christus deur 'n man met die naam Ignatius. Hy het kort nadat Johannes die boek Openbaring geskryf het Ignatius gesê, die laaste dae is hier. Nog 'n aanhaling, ons het die tyd van die wit perd en van die einde van die wêreld bereik. Hierdie wêreld sal nie baie lank duur nie. Hierdie aanhaling deur Martin Luther in die 1500s. Met dit in gedagte, ons teks, ons wandelteks, 1 Petrus 4, vers 7 tot 10. As jy jou Bybel het, is jy baie welkom om saam met my dit te lees. Ek gaan dit lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Is baie welkom om in die vertaling wat jy het, dalk op jou selfoon, nog 'n belangrike teks in die woord van die Here en onthou wat ons gesê het oor Ignatius en Martin Luther. 1 Petrus 4 vers 7 sê: Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees. Dan sal julle kan bid. Die belangrikste van alles is dat julle mekaar onselfsugtig moet lief hê. Sulke liefde maak baie sondes toe. Tweedens, ontvang mekaar in julle huise sonder om te kla. Vers 10, derdens,
God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Met hierdie gawes moet julle mekaar dien, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. 1 Petrus 4 vers 7, die Nuwe Lewende Vertaling, begin met die woorde: die einde is naby. Hy sê die einde van alles is naby. En vriende, die probleem met hierdie stelling, net soos met die aanhalings wat ons vroeër vir mekaar gesê het, is dat Petrus hierdie woorde 2000 jaar terug al gesê het. En as die einde van alles naby was, hoekom is ons nog hier? En dis nie net Petrus nie, Paulus het dieselfde gedoen. Jesus het self gesê, een van die dae gaan ek kom. Hoe dan nou? Is dit die laaste dae? Is die einde van alles hier? Is dit naby? Ek dink wanneer ons dink aan die woord dit is naby, moet ons verstaan dit gaan nie oor tyd nie, maar liewer dat dit gaan oor dis finaal. Die einde. Kom ek verduidelik dit vir jou so. As ons dink aan ons verlossing, dan weet ons daar was 'n skepping en toe's daar 'n sondeval. Na die sondeval was die verbond en die wet. En nou sê God, nou is dit die laaste dae. Maar nou het hy sy seun gestuur. Daar's nie nog 'n toneel nie. Daar's nie nog 'n boodskapper nie. Daar's nie nog profete nie. Die einde, die laaste toneel, is besig om af te speel. Dit is die einde van alles. Hebreërs 1, vers 1 tot 2. En hierdie is 'n teks wat bitter belangrik is. Dit sê in die ou tyd het God baie keer op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur profete. Hoor wat sê hy, vers 2. Maar in hierdie eindtyd, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur sy seun. Die laaste toneel, Jesus. So die vraag, is ons in die laaste dae? Is ons in die eindtyd? Ja. Maar Bybels gesproke is die laaste dae en die eindtyd al besig vir 2000 jaar. Jy sien die eindtyd of die laaste tyd of die einde van alles het begin met die koms van Jesus. En dit sal eindig die dag as Jesus weer kom. Is ons in die laaste dae? Ja. Maar die Nuwe Testament sê vir ons in hierdie einde van alles moet ons uitkyk na die koms van Jesus. In hierdie laaste dae is daar 'n opdrag om te sê die wederkoms van Jesus is op hande. Met ander woorde, dit kan enige oomblik gebeur. Daarom het Ignatius gedink, dis een van die dae. Daarom het Martin Luther gedink, dis een van die dae. Want dis hoe God wil hê ons moet leef. Om te sê die wederkoms is op hande. Niks verhoed dit nie. En ek en jy moet in afwagting leef. Lukas 12 vers 40 sê, julle moet altyd gereed wees. Want ek van die seun van die mens sal kom wanneer julle dit die minste verwag. Titus 2 vers 13 sê, daarom sien ons baie uit na die wonderlike dag wanneer ons wonderlike God en Verlosser Jesus Christus terugkom. En ons kan nie meer wag dat dit moet aanbreek nie. Jakobus 5 vers 8, julle moet geduldig wag en moed hou. Dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. Al hierdie gedeeltes leer ons, Jesus kan op
enige oomblik terugkom. En dat ons daarna moet uitsien. Ek wil julle 'n storie vertel van 'n dominee wat 'n instansie gaan besoek, 'n huis waar daar verstandelik gestremde kinders bly. En terwyl die dominee deur hierdie huis loop, sien hy dat al die vensters wat buite toe kyk, is vol vingermerke. En hierdie dominee kon nie verstaan wat aangaan nie. Hy het begin dink, wat soek hierdie kinders? Wil hulle probeer uitbreek? Wat is besig om in hierdie plek aan te gaan? En die dominee vra die ou wat in beheer is. En die persoon in beheer sê, dominee, hierdie kinders is lief vir Jesus. En hulle is so opgewonde dat hy weer terugkom, dat hulle op die vensters leun, terwyl hulle na die lig kyk. Mag ons so leef. Opgewonde, dat Jesus weer moet terugkom. Ja, vriende, ons is in die laaste dae. Kan ek vir jou 'n groter realiteit gee? En jy weet dit, enige dag kan jou laaste dag wees. Ons weet die lewe is kort. Ons weet enigiets kan enige oomblik gebeur. Ons word nou nie juis jonger nie. Nou sit die oomies hier en dink, juis een om te praat. Ons word nie jonger nie. En ek dink aan die seentjie wat by sy oupa kom, vra hy vir sy oupa, oupa, hoe oud is jy nou? Dan sê die oupa vir hom, ek is nou 70 jaar oud. Dan kyk die seentjie hom vreemd aan en sê, oupa, was jy dan saam met Noag op die ark? Natuurlik nie, sê die oupa. En die seentjie kyk baie verbaas en vra, maar hoe het oupa dan die vloed oorleef? Vriende, die lewe is kort. En ek weet jy het al die vraag ook gehad. As jy geweet het, jy het net 'n paar dae oor om te leef. Wat is iets wat jy baie graag sou wou doen? Sê gou vir die persoon langs jou. As jy kort tyd oor gehad het om te leef, wat sou jy baie graag wou doen? Sê gou vir mekaar, wat sou julle baie graag wou doen? Hier's 'n paar wat niks sou doen nie, hulle sê nie 'n woord nie. Lyk my stil bly is die laaste ding wat hulle graag sou wou doen. Nou, dit is eintlik die ding wat Petrus wil hê ek en jy moet doen. Is dit wat ons nou net gedoen het. Petrus wil eintlik in hierdie teks vir ons kom sê, jy weet, jou dae is min. So hier's wat ek wil hê jy moet doen. Petrus sê, daai goed wat jy wil noem, omdat jy sê, ek het net 'n paar dae oor om te leef. Ek wil hê jy moet hierdie volgende goed doen. Dit is nog interessant, die tema, die opskrif van die teks wat ons lees sê, en dis die opskrif, dit in gedagte, hoe julle wat weet dat die einde naby is, moet leef. So Petrus sê, ons weet die einde is naby. Ons weet Jesus kan enige tyd kom, ook vir ons. Nou sê Petrus, hier is hoe ek wil hê jy moet gaan leef. Want jy weet nou die tyd is min. Daai goed wat jy graag wil doen, hier's wat ek wil hê jy moet doen. Dan begin hy die eerste ding en dan sê hy in 1 Petrus 4 vers 7, die 2020 vertaling, daarom moet julle selfbeheers en nugter wees. En hier's wat ek wil hê jy moet doen, jou oog op gebed. Jy sien, net sommer so kantnota, dit is nie eers in my preek nie, die woorde wees nugter, waaksaam, jou kop moet dadelik teruggaan na 'n preek van so 2-3 weke terug, Getsemane, sê Jesus vir Petrus, waak en bid. Asof Petrus daai woorde teruggeroep in sy gedagtes,
om te sê ek het gefaal. Leer uit my foute, julle. Ek kon nie wakker bly nie. Leer uit my foute. Die einde is naby. Hier's wat ek wil hê jy moet doen. Waak en bid. Maak gebed 'n prioriteit. En jy sien, sodra ons begin praat oor gebed, dis dan wanneer ons so bietjie begin ongemaklik raak en so bietjie begin rondskuiwe, want ons hou nie baie daarvan om te hoor oor gebed nie, want ons voel dadelik skuldig. Wat baie keer ook nodig is. Maar die realiteit is gebed, gesprek, gemeenskap met God is nie baie hoog op ons prioriteitslys nie. Barna Groep, wat baie navorsing doen, het navorsing gedoen daaroor en hulle sê dat die gemiddelde, hoor hierso, die gemiddelde Christen spandeer 1 minuut 'n dag aan gebed. 1 minuut 'n dag. Hulle het in hierdie studies bevind dat ons dan, as ons 1 minuut 'n dag aan gebed spandeer, 'n totaal van 6 ure per jaar spandeer ons aan gebed. Teenoor die gemiddelde persoon spandeer 90 ure 'n jaar in 'n winkelsentrum. Die gemiddelde persoon spandeer 100 ure 'n jaar aan sport. En die gemiddelde persoon spandeer 120 ure 'n jaar aan vakansie. Ek is nie die gemiddelde persoon. Vriende, 90 ure 'n jaar in 'n winkelsentrum, 100 ure 'n jaar aan sport, net 6 aan gebed. En daarom kom Petrus en hy sê, in die laaste dae wil ek hê julle moet bid. En ons doen nie. En ons sit met 'n helse probleem. En daardie probleem is nie vir my dat ons nie bid nie. Want jy sien, die feit dat ons nie bid nie, kom vanuit iets anders. Dis net 'n simptoom van iets wat dieper is. En ek dink die probleem wat ons het, is dat ons het ons passie verloor. Die probleem is 'n verlies aan passie. Ons passie vir die Here het met verloop van tyd al hoe minder begin raak. Ek kan in my eie lewe terugdink. En dis hoe ek weet dat hierdie waar is, die eerste keer toe ek 'n ware ontmoeting met die Here gehad het ek oor alles gebid. Het ek ure by die Here spandeer. En toe, hoe lyk my gebedslewe nou? Hoe klink my gebedslewe nou? En ek besef dat ek en jy, meeste van ons, het die probleem wat Jesus vir die kerk in Efese gesê het in Openbaring 2, toe hy gesê het, en ek lees die Amplified, I have this against you. You have left your first love. En dan sê hy, you have lost the depth of love that you first had for God. En vriende, ek en jy verlaat ons eerste liefde, en die beste beeld waarmee ek dit kan beskryf, is nie 'n pyp wat skielik bars, en ons verloor ons passie en ons liefde vir die Here nie. Dis 'n geleidelike lekkasie, wat drup, en drup, en drup, en dan sê God, ek het een ding teen jou. Jy het jou eerste liefde verlaat. Petrus sê, die einde van alles is naby. Ek wil hê jy moet bid. Daai goed wat jy nog wil doen, move aside. Ek wil hê jy moet bid. En hy begin by gebed omdat dit die fondasie is vir al die res wat volg. Al die res van die goed wat hy sê, dis so ek wil hê jy moet leef, sit hy na gebed.
Dan sê hy 1 Petrus 4 vers 8 tot 9. Die belangrikste van alles is julle moet mekaar onselfsugtig moet lief hê. Sulke liefde maak baie sondes toe. Tweedens, ontvang mekaar in julle huise sonder om te kla. So hier is die tweede ding wat ek wil hê jy moet doen. Gebed 'n prioriteit. Nou, vers 9 in die 2020 beskryf dit so, hy sê, wees gasvry teenoor mekaar. Die woordjie gasvry, natuurlik beteken gasvry, maar die woordjie gasvry beteken ook, hoor hierso, loving strangers. God sê, ek wil hê jy moet onselfsugtig met julle liefde wees vir mekaar. Vir jou sirkel, die mense naby aan jou. Nou sê hy, wees gasvry, hy sê eintlik, weet jy wat? Love strangers. En as jy nou 'n bietjie verder gaan, vers 10 wat ons saam gelees het, sê Petrus, ek wil hê julle moet mekaar dien met julle gawes, wat ook eintlik sê, love strangers. Wees lief. Maar die teks wat my hierdie week so aangespreek het, wat my hart geroer het, 1 Petrus 4 vers 8, en die belangrikste van alles, is dat julle mekaar onselfsugtig moet lief hê. En toe ek hierdie woorde onselfsugtig moet lief hê hoor, en daaroor dink, het ek besef jy moet dan iemand selfsugtig kan lief hê. Wat eintlik vir my heeltemal teen mekaar staan. En ek het myself gevra, hoe lyk selfsugtige liefde? Hoe gebeur dit? En wat is dan nou uiteindelik onselfsugtige liefde? Michiel, ek gevra, jy gaan vorentoe kom. Hy is al gedoop, so ek doop hom asseblief nie. Michiel, dankie, daar op die stoel net sit. Ek het gedink aan 'n beeld om selfsugtige liefde te verduidelik. OK. So, selfsugtige liefde sê, kom ek sê gou, wat is die eerste gebod? Enigiemand? Wat is die gebod wat Jesus vir ons gegee het? Wees. En dan, wees lief vir mekaar, nee. Wees lief vir God, wees lief vir mekaar. En hier's hoe ons dink dit moet lyk. Ons het ons koppie liefde. En ons dink baie keer ons moet hierdie liefde self genereer. So ek het my koppie liefde. En dan sê God, wees lief vir jou vriende, nou het ek lief. Nou sê God, wees lief vir jou familie, nou het ek lief. Nou trou ek, wees lief vir my vrou, en nou wat het nou gebeur? Nou is ek leeg. En hier's iets baie ongesond wat in my en jou lewe begin gebeur. Is ek het lief, met die opdrag om lief te hê, maar nou soek ek dit terug. Want ek is leeg. Sien, ek sal jou lief hê, maar jy moet daarom net vir my iets teruggee ook. Dalk het goeie woorde. Jy sien, ek sal dien, maar sê daarom net vir my, ek is 'n goeie mens. Ek sal 'n goeie vriend wees, maar ek wil goeie vriende hê. Ek sal vir my vrou aan 'n kruis sterf, maar jy moet dit ook doen. En dit, vriende, is selfsugtige liefde. Ek dink ek is onselfsugtig. Ek dink, maar ek dien jou dan. Ek gee dan vir jou. Maar eintlik doen ek dit net om goeie woorde te hoor. Om te hoor ek is okay. Ek is aanvaar. Selfsugtige liefde. Ek soek mense se opinies en goedkeuring om my weer vol te maak. Selfsugtige liefde hou my beker na jou toe. Hoe lyk onselfsugtige liefde? Onselfsugtige liefde hou 'n beker boontoe
Weet julle dat bekers gemaak is om boontoe te staan? Nie so nie? Sodat wat kan gebeur? Van waar af? Van bo af. En dan sê Petrus gebed, wil jy moet bid, want dit maak 'n kanaal oop, sodat jy van bo af vol kan word. Met liefde. Dis nogal 'n belangrike sin, hè. Dat 'n beker moet boontoe staan. Nou gaan ek vra, Cecilia, hier's nou jou werk. Nou moet jy hom net so vashou, boontoe. OK. Julle weet wat kom. ‘n beker wat boontoe wys en ‘n beker wat nog steeds kan vol word. Vriende, die volgende gebeur. Hy word vol. En hy word vol. En hy word vol. En naderhand begin dit oorloop. Julle sien hy's paps op nat. Ek wil nou nie nog nie, maar ek gaan nog 'n bietjie. OK, nou is ek klaar. Ek het vir hom gesê om droë klere te bring, so props vir my ook, nê. Dankie julle, dankie Michiel. Vriende, hy is sopnat. Met ander woorde, my beker moet nou wat wees? Leeg. Want ek het dan alles op hom uitgegooi. Maar hier's die verskil tussen onselfsugtige liefde. My beker is nog steeds vol. Hy's papnat, maar my beker is nog steeds vol. En daar's 'n teks, sorry ek raak opgewonde, maar as ek sulke teksverse lees, dan kan ek nie anders as om opgewonde te raak nie. Wat presies sê wat ek nou net vir julle uitgebeeld het. 1 Korintiërs 13 vers 13. 1 Korintiërs 13 praat van liefde. Nou kom die Amplified. En julle ken hierdie vers. Geloof, hoop, liefde en die grootste hiervan, liefde natuurlik. Hier's hoe die Amplified dit vertaal. And now there remain faith. Dan verduidelik vir ons wat is faith. Faith is abiding trust in God's promises. Kan daaroor preek. Hope, confident expectation of eternal salvation. Dan sê hy, hier's liefde. Hier's onselfsugtige liefde. Unselfish love for others. Ek het daarom nou nie meer 'n ou nie, nou kan ek maar gooi. Unselfish love for others. En dan hoor hierso, growing out of God's love for me. So unselfish love for others kom vanuit die liefde wat God vir my het. Dis nie iets wat ek self moet genereer nie, dis nie iets wat ek nodig het, jy moet kom doen nie. Die liefde wat onselfsugtig is 'n liefde van God wat my van bo af vol maak. En so versprei na ander toe. En raai wat? Ek bly vol. Ek het nie jou goedkeuring daarvoor nodig nie. Ek het nie jou woorde daarvoor nodig nie. Ek bly vol. Want al wat gebeur is, ek gee eintlik net die liefde wat God vir my gegee het. Wanneer jy werklik onselfsugtig optree, dan eintlik al wat gebeur is, jy oorstroom die onselfsugtigheid van God deur jou. En die beste deel is, jy word nie leeg nie. Nou is die vraag, kruit. En hier's nou waar die preek sy draai, nê. Maar ons nou dink die diens was oulik vandag, en die beeld was nou so mooi, maar hier, vriende, is die deel waar jy nie so baie van my gaan hou nie. So, proceed with caution. Hoe lyk onselfsugtige liefde? Die woord liefde, en ons almal ken dit, nee, daai woordjie onselfsugtig lief hê, is die Griekse woord agape. Agape weet ons, het 'n klomp diep betekenisse. En een van die betekenisse van die woordjie agape waarby ek wil stil staan, is in die konteks van onselfsugtigheid. Die Griekse woord agape beteken 'n love feast. Is dit nie mooi nie? A love feast.
tafel vol liefde. En dan sê hy die volgende betekenis van die woord, agape, is 'n charity feast. En dis daar waar ons 'n bietjie begin wonder. Charity feast. A charity feast. Daarom vertaal die King James 1 Petrus 4 vers 8. Hy sê, above all things, have fervent charity among yourselves. Die woord charity in die Bybel beteken eenvoudig opofferende liefde. Met ander woorde, 'n liefde wat iets van my kos, iets van my vra. Die Woordeboek sê charity is die volgende. Charity encompasses the act of giving, aid and assistance. Hoor wat sê? Especially in the form of money, food and other resources to those in need. Charity is om geld, kos aan mense te gee wat dit nodig het. Petrus kom met 'n uitnodiging en hy sê vir ons, die einde is hier, jy moet bid, jy moet onselfsugtig lief hê, en hy sê hierdie onselfsugtige liefde, charity, soos die King James dit ook vertaal. Ek wil hê jy moet so leef. 'n Opdrag wat Jesus ook vir ons gegee het, en reg deur die Bybel voorkom, onbaatsugtig leef. Baie verskillende opsigte. Dankie, Michiel, hy's droog julle. Onselfsugtig leef. En ek weet, bear with me, ek weet, julle hou nie daarvan as 'n mens oor geld in die kerk praat nie. Ek weet dit is vir 'n klomp van ons 'n baie sensitiewe saak. En ons het ons lekker en gee en ons maak grappies, maar ten diepste like ons dit nie te veel nie. Hoekom? Omdat dit die God van ons era is en omdat ons skuldig voel. Maar die tweede rede, ek dink, dis omdat die kerk vir soveel jaar, die kerk waarvan ek ook deel is, vir soveel jaar God se lering en die Bybel se leer oor geld misbruik het. Maar kan ek vir jou die waarheid vandag sê? 25% van alles wat Jesus geleer het op een of ander manier met geld te doen gehad. Dit beteken, julle moet elke 4de preek wat jy hoor, moet oor geld gaan. Jy gedink hoe leeg gaan die kerk wees. En tog is dit presies wat Jesus geleer het. En ek gaan nie vandag vir jou alles lees wat die Bybel vir ons leer oor ons geld nie. Ek gaan net 2 tekste met jou lees. Markus 4 vers 19 sê, en tog, in die alledaagse lewe word die eise wat mense se beroep op hulle stel, en al die ander dinge waarmee hulle besig is, ja, ook die gejaag na geld, vir hulle belangriker as geloof. Hulle het nie meer tyd of die krag om vir die Here te werk nie. Hoor hierso, later kan mens nie eers agterkom dat daardie persoon die Here se woord aanvaar het nie. Dankie, tog is nie ek wat dit sê nie. 1 Timoteus 6 vers 10 sê, party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Vers 17 sê, die wat in hierdie wêreld ryk is, dan sê hy, en raai gou wat, in die konteks van Suid-Afrika, en Afrika is die 98% van ons wat hier sit is ryk. Jy wat ryk is, hier is wat ek wil hê jy moet doen, spoor mense aan om goed te doen, wees ryk in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. Handelinge 20:35, Jesus se eie woorde, om te gee, maak mens gelukkiger as om te ontvang. En ek kan teks op teks vandag met jou daaroor deel. Die vraag is, ons het 'n opdrag om in die laaste dae vrygewig te wees, onselfsugtig lief te hê, te gee dit wat ek eintlik ook ontvang. Hoekom doen ons dit nie? Ek wil hê jy moet dink daaroor. Regtig eerlik by jouself gaan wees vandag. Ek wil vir jou vra, wanneer laas het jy werklik vir die kerk geld gegee? Kom ek haal die kerk uit die scenario uit. Wanneer laas
Het jy regtig vir iemand iets gegee sonder om enigiets terug te verwag? Ek praat ook nie van uit jou oorvloed nie, nê, want dis baie maklik. Ek praat van wanneer laas het jy gegee dat jy vir jouself vra, ek weet nie of ek regtig hierdie kan bekostig nie. Stefan Joubert, weer eens daarom nie ek nie. Hy sê dit reguit as hy sê, met een asem getuig ons dat ons tot bekering gekom het en ons harte vir die Here gegee het. Dan vra hy die vraag, waarom is die laaste ding wat tot bekering kom ons beursies, indien dit ooit? Waarom gee ons harte en ons lewens vir die Here, maar nie ons beursies nie? En vriende, ek dink is omdat ons glo dit wat ons ry, dit wat ons kry en daar waar ons bly, laat ons lei, maar gee ons sekuriteit in die lewe. Ons glo wat ons ry, wat ons kry en waar ons bly is ons sekuriteit. Ons het hierdie eindelose gejaag na besittings, ons is onvervulde soekers na nog meer tasbare goed. En ons dink dit gaan vir ons gelukkig maak. As ek net nog bietjie gehad het, sou ek gelukkig wees. Kan ek gou vir jou groot realiteit sê, die gemiddelde persoon wat vandag hier sit, het tussen 10 tot 15 pare skoene. Daar's party mense wat nie een het nie. En ons dink net nog een paar, net nog een gaan my gelukkig maak. Ons glo daai leen van meer, en dan sê Prediker 5, en ek's amper klaar, vers 10. Whoever loves money, never has enough. Jesus, hierdie oud seker vandag geleef. Whoever loves money, never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. Vriende, geld kan jou nie gelukkig maak nie. Ek weet ons maak grappies daaroor, nê? Het jy al ooit 'n ou gesit en sien huil in 'n Porsche en daai tipe van goeders? Maar geld kan jou nie gelukkig maak nie. Dis gelukkig weer nie ek wat so sê nie. Lukas 12 vers 15 sê, 'n mens se geluk hang nie af van hoeveel geld jy op jou naam het nie. Geluk is baie keer te vind in plekke waar ons dit die minste verwag, soos vrygewigheid, onbaatsigtigheid. Jesus se eie woorde weer, om te gee maak mens gelukkiger as om te ontvang. Neurowetenskaplikes sê vir ons dat wanneer ons gee, word dieselfde hoeveelheid dopamien in ons brein vrygestel as wanneer jy seks het. Dieselfde hoeveelheid. Of jy ryk of arm is, maak nie saak waar jy bly nie, maak nie saak wat jou geslag is nie, maak nie saak wat jou ras is nie, maak nie saak wat jou persoonlikheidstipe is nie. Dieselfde geld vir jou. Om te gee, maak mens gelukkig. Ek sluit af met 'n boek wat jy gerus kan lees, The Paradox of Generosity. En die skrywers van hierdie boek sê, dat wanneer jy geld vir iemand gee, dan word jy as gevolg daarvan armer. Ja, algemene kennis, wanneer jy van jou geld gee, het jy dit nie meer nie, so jy word armer. OK? En dan sê die skrywers, maar dis waar die paradoks inkom. Vrygewigheid werk gewoonlik nie op die eenvoudige wen en verloor manier nie. Hulle sê, hoe meer vrygewig mense gee, hoe meer ontvang hulle in ruil daarvoor. Soms ontvang hulle dieselfde soort goed, geld, tyd, aandag, maar dikwels en belangriker, vrygewige mense is geneig om goed terug te ontvang wat meer waardevol is. Geluk, vreugde, die gevoel van 'n groter doel en persoonlike groei. Ek het hierdie teks in pen neergeskryf, want dit was nie deel van my preek nie, maar hier's 'n paradoks teks wat God so mal is oor. Spreuke 21 is ook nie op jou preekopsomming nie, so dit sal goed wees om dit neer te skryf. Spreuke 21 vers 26 sê, die Passion vertaling, die ou wat synig is, dan skryf hy, he hasn't learned the secret that generous man has learned. Hoor hierso, extravagant giving never leads to poverty. What?
om te gee soveel dat dit extravagant is, sal jou nooit arm maak. Lukas 6:38. Give generously, and generous gifts will be given back to you. Hoor daai sê daai gifts wat vir jou teruggegee word, will be shaken down to make room for more. Dan dink ek aan letterlik goed wat jy afdruk, nê? Daai sakke, swart sakke wat jy moet nou betaal dat hulle kom haal word, druk jy af dat hy nog goed kan kry. Hier's wat hy sê, give generously en daar sal generously vir jou teruggegee word. Dan sê abundant gifts will pour out on you with such overflowing measure that it will run over the top. The measurement of your generosity becomes the measurement of your return. In die laaste dae, vriende, waarin ek en jy leef, terwyl ons op die uitkyk is, met ons vingerafdrukke teen die venster na wanneer Jesus terugkom, sê Petrus, ek wil hê jy moet gaan leef. Hoe? Bid. Want om te gee sonder om te bid is ook nie altyd baie slim nie, nê. So begin daar. Bid. En dan sê hy, wees onselfsugtig lief. Gee. Wees vrygewig. Wees vrygewig. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie dat ons vandag 'n bitterbelangrike boodskap kon hoor. En ek bid, Here, dat ons hier sal uitstap vandag en dat ons so sal gaan leef. Dat ons nie sal vashou aan ons geld as sekuriteit nie, maar dat ons sekuriteit in U lê. Hoe meer ek gee, Here, hoe meer kan ek U vertrou. Help ons om so te gaan leef. Unselfish. Mense so te gaan lief hê. Om oor te loop van alles wat ons by U kry. Dankie daarvoor, Here. In Jesus se naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees by julle wees. Amen.